Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by ons oggendoordenkings van Uit die Woord digitaal. Dis my heerlik om hierdie nuwe dag saam met jou rondom die Here se woord te begin. En dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons gaan verder met ons reeks vanmôre uit die boek van Openbaring. Ons gaan saam lees Openbaring 18 vers 1 tot 8. Hierna het ek 'n ander engel uit die hemel sien afkom. Hy het groot gesag gehad, en die aarde is deur sy heerlikheid verlig. Hy het met 'n sterk stem uitgeroep: Geval, geval het die groote Babylon. Dit het die blyplek van die bose geeste geword, die skuilplek van allerlei onreine geeste, die skuilplek van alle onrein roofvoëls, en die skuilplek van alle onrein en afskuwelike diere, omdat al die nasies van die dwelmdrank van haar onsedelikheid gedrink het. Die konings van die aarde het onsedelik met haar verkeer, en die sakemanne van die aarde het ryk geword uit haar grenslose weelde. Toe het ek 'n ander stem uit die hemel hoor sê: Gaan uit haar uit, my volk, sodat julle nie aan haar sondes deel kry nie, en die pla wat oor haar kom, julle ook tref nie. Haar sondes het tot aan die hemel opgehoop, en God het haar ongeregtighede onthou. Behandel haar soos hy julle behandel het, en vergeld haar dubbel soveel as wat sy julle aangedoen het. In die beker waarin sy vir julle ingeskink het, moet julle vir haar 2 keer soveel inskink. In die mate waarin sy gepronk en in welis gelewe het, in die mate moet julle haar pyn en droefheid aandoen. Sy sê by haarself: Ek sit as koningin op my troon. Ek is nie weduwee nie, en treur sal ek nooit nie. Daarom sal al die pla haar op een dag tref: pes, droefheid en hongersnood. Sy sal met vuur verbrand word, want sterk is die Here God wat haar oordeel. Broeder en suster, teenoor die dier wat uit die see uitgekom en die dier wat uit die aarde gekom het, daal 'n gesaghebende engel uit die hemel op die aarde neer. Hy kom van God af en is met goddelike heerlikheid beklee. Die koms van engele na die aarde om belangrike aankondigings te doen, beklemtoon God se voortgaande bestuur van aardse sake. Sommige mense meen dat die sterk engele Christus self kon wees. Die gesag en goddelike heerlikheid waarmee die engele optree, pas volledig in by 'n beskrywing van Christus. In hoofstuk 14 vers 8 het 'n engel reeds uitgeroep: Geval, geval het die groote Babylon. Dit is asof die spitspunt van God se oordeel deur die hele boek heen wys na die val van Babylon. In hierdie hoofstuk, broeder en suster, word die algehele vernietiging van Babylon uitgebeeld. Ons moet onthou dat dit die naam is wat Johannes op Rome betrek, maar ook aan ander bose magte in die wêreld gee. Daar is met geweld 'n einde gemaak aan alles en almal wat God se planne in die wiele ry. Johannes beskryf in ons teks dat hierdie Babylon of Rome 'n blyplek van bose en onreine geeste was. Dis ook die skuilplek van alle onreine roofvoëls. Ook die skuilplek van onrein en haatlike afskuwelike diere. Nou die rede vir die vernietiging van Babylon word ook in 3-voud uitgespel in vers 3. In die eerste plek is dit die nasies wat in haar onsedelikheid 'n dwelmdrank gedrink het. Alles was onsedelik en nie tot eer van die Here gewees nie. En dit dui op 'n immoraliteit wat plaasgevind het
en 'n heidense navolg van valse godsdienste. In die tweede plek, die konings van die aarde het ook onsedelik met haar verkeer. Babylon het die konings en die heersers godsdienstig afvallig gemaak en verlei tot afgoderry, net soos 'n prostituut iemand verlei. In die derde plek, die sakemanne van die aarde het ryk geword uit haar grenslose weelde. Dit was groot handelaars wat hul handelsware deur die hele Romeinse ryk heen verkwansel het. So het hulle skatryk geword. En wanneer Rome volke verower het, het die handelaars toegeslaan en Rome verder verryk in die nuut gevonde afsetgebiede. Die provinsies is byvoorbeeld leeggemelk om die adel van Rome te voed in hulle luukse leefstyl en weelde. Om nie eers te praat van die buitensporige belasting wat Rome in daardie provinsies gehef het nie, en so mense geweldig uitgebuit en misbruik het. Vanaf vers 4 tot 8, broeder en suster, sien ons dat daar vanuit die hemel, van die troon van God af, 'n tydige wekroep kom aan al die gelowige kinders van die Here. Gaan uit daar uit, my volk. Kinders van God kan nie deel wees van sedeloosheid, van gierigheid, van uitbuitery en al hierdie sondige praktyke nie. Dit pas nie by kinders van die Here se leefstyl nie. In ons teks gee Johannes nog 'n rede waarom gelowiges moet vlug van al hierdie slegte goddelose dinge af. Want die stad se sondes het tot aan die hemel opgehoop en God het haar ongeregtighede onthou. En wanneer God onthou, broeder en suster, gaan hy oor tot dade. Wanneer God sonde onthou, reageer hy deur te straf. In Hosea 8 vers 13 sê God letterlik, ek onthou Efraim se sonde en hulle sal boet vir hulle oortredinge. Die noue verbintenis tussen God se onthou en vergeldende straf kom treffend na vore ook in hoofstuk 16. God het nie vergeet om vir die groote Babylon die beker met die wyn van sy gloeiende oordeel te gee nie. Die Here haat sonde, broeder en suster, en hy wil nie hê dat sy kinders daaraan moet deel hê nie. Ons moet ons afskei uit 'n wêreld van goddeloosheid en van sonde, want ons is heilig omdat God heilig is. En daarom moet ek en jy baie seker maak dat ons nie sonde vertroetel in ons lewe en deel daarvan is in hierdie wêreld nie. Kom ons wy ons vandag aan die Here toe. Ons lewe soos wat hy van ons vra. Ons wees gehoorsaam aan hom. En ons gaan lewe dankbaar vir wat Jesus Christus aan die kruis vir ons gedoen het. Kom ons breek met die sonde van die wêreld en ons skei ons af van sondige mense en ons plaas ons fokus op die lewende God wat uit liefde die hoogste prys vir ons betaal het aan die kruis op Golgotha. Kom ons bid saam. Vader, dankie vir hierdie nuwe dag. Ons loof U vir wie U is en vir U liefde en genade in ons lewens. Dankie dat U in die grootheid ons uit genade kom red en 'n nuwe begin met ons kom maak het. Ons vra vir U, Here, om hierdie dag vir ons te seën, lei, behoed en bewaar ons, vergewe al ons sondes en baie dankie dat Jesus Christus sy lewe vir ons kom gee het, sodat ons nuut kan lewe vir U tot eer. In Jesus naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.